Goeiemôre aan ons pragtige mensies. Prys die Here, het julle lekker geslaapies? Man, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met julle te kan wees. Net weer saam rondom die woord, hier op 'n koel, reënerige Saterdagoggend. Prys die Here, man, dit is weer tyd vir die Here om sy seëninge uit die hemel uit oor ons te stort. Is ek en jy nie bevoorreg nie? Is ons nie bevoorreg nie? En al wat die Here vra is gehoorsaamheid. Is ek en jy gehoorsaam? Kom ons maak oogies toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. 'n Voorreg, Here, om vanoggend weer in die woord te kan wees, saam met U te kan wees, verdiep in die woord, Here. O, Here, dankie vir hierdie medeboeties en sissies van my, wat saam met my kyk, saam met my luister, saam met my in die woord is, Here, wat saam met my is daar om U naam groot te maak, Here. Dis die wonderbaarlikste, Here. Vader, seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit, Here, soos wat U ons seën met hierdie seëninge wat uit U troonkamer uitval. Ek bid dit in Koning Jesus. Nou my boetie, my sissa, vandag wil ek jou 'n vraagie vra. Het jy geweet, dis nooit te laat om weer te probeer nie. Dis nooit te laat om weer te probeer nie. Kom ek en jy maak ons Bybels oop by Jona 3. Is ja so? Amen. Jona 3 vers 1 en hy sê, en die woord van die Here het vir die tweede maal na Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal gee. En toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. Nou mense, luister gou mooi, vers 1. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom. Die Here het hom nog 'n kans gegee. Dis nooit te laat om gehoorsaam te raak aan die roepstem van Koning Jesus nie. Is nooit te laat as die Here vir my en jou opdrag gee om dit uit te voer nie. Die Here sal met jou gesels en hy gaan met jou gesels. Die Here het met Jona gepraat en die tweede keer te sê vir Jona, Jona, gaan na die groot stad Ninive. En die Here gaan vir hom 'n woord gee om vir Ninive te gee. Ons almal ken die verhaaltjie. Maar die verhaal wat ek vandag vir jou wil sê is gehoorsaamheid. Jona was nie aan die eerste keer gehoorsaam aan die roepstem van Koning Jesus. Ek en jy is dieselfde. Ons steur ons nie altyd aan die woord van God nie. Ek en jy steur ons nie altyd aan dit wat Koning Jesus van my en jou verwag nie. Nee, hoekom moet ons? Dis te lekker hierdie dingetjies wat ek en jy doen. Lekker man. Maar die woord van die Here het weer 'n keer na Jona gekom. Kom ons haal Jona uit. En die woord van die Here kom vir die tweede keer na jou Piet, nou jou Teddy, jou Kosie, Sunny, Kitty, of wat ook al jou naam is. Die woord van die Here kom vir die tweede keer na jou toe. Gaan jy gehoorsaam wees? Is jy gehoorsaam aan die woord van Koning Jesus? Luister jy na daardie woord wat Koning Jesus vandag vir jou gee? Het jy al sy roepstem gehoor? Het jy al die fyn stemmetjie gehoor? Het jy al geluister wat Koning Jesus vir jou sê? My boetie, my sissa, ek en jy moet mooi luister. Hierdie is 'n belangrike woord wat Koning Jesus vir my en jou gee. En dit gaan oor gehoorsaamheid, want ek en jy is nie gehoorsaam nie. Ons kan nou maar kom met sonde, ja maar pastoor dit, ja maar Piet dit, ja maar Teddy dit en dit en dit. Enige ding wat uit die wil van Koning Jesus uit is sonde. Enige ding wat uit die wil van Koning Jesus is ongehoorsaamheid. So is 'n sonde as ek en jy nie eens luister na die roepstem van die Here nie, om sy opdrag uit te voer nie, want ek en jy wil hê die Here moet sy opdrag by ons uitvoer. Die Here moet gehoorsaam wees, maar ek en jy mag nie gehoorsaam wees nie. Wow! Is dit hoe het moet werk? Die Here het my en jou eerste uitverkies. Die Here het eerste keer vir hom gesê, as hy ons kan bly wees, hy het ons eerste lief gehad. Het jy al gewonder as ons eerste lief gehad het, sou ons hom ooit lief gehad het? En hy was gehoorsaam toe sy vader vir hom sê, hy gaan sterf aan die kruis vir jou volk. En hy stuur vir Jona, hy sê vir Jona 'n tweede keer, hy sê, en die woord van die Here het vir 'n tweede keer na Jona gekom. En as jy vers 2 luister, maak jou klaar en gaan heen na vers 3. Vers 3 sê, toe maak Jona klaar en gaan na die groot stad van Ninive. So wanneer luister ek en jy na die woord van Koning Jesus?
Wanneer gaan ek en jy vir 'n tweede maal, 'n derde maal of 'n vierde maal luister wanneer Jesus met my en jou praat, wanneer hy vir ons sê, luister, luister. Jy gaan seer kry. Jona het seer gekry in 'n groot walvisse of visse, sy maag beland te goed, omdat hy ongehoorsaam was. So wanneer gaan ek en jy uitgespoeg raak uit hierdie walvisse bek, omdat ons die heeltyd ongehoorsaam is en nie gehoorsaam aan die woord van koning Jesus nie. Is jy gereed om vandag te sê, Here, aan U wil ek gehoorsaam wees. Aan U roepstem wil ek luister. Wil jy jou liefde verklaar opnuut aan koning Jesus? Here, baie, baie dankie vir hierdie mooi woord van U. Here, daar's nie 'n skrif in hierdie woord van U wat nie mooi is nie, wat nie doeltreffend is nie, wat nie waar is nie, Here. Alles is waarheid van U, koning Jesus. Here, my help ons dat ons sal luister, Here, na hierdie roepstem van U. Here, hier waar U vir Jona gesê het vir 'n tweede maal, Here, het U 'n opdrag gegee. Hoeveel keer gee U vir ons opdragte? Tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, miskien miljoen kere, Here. En ons smeer ons nog steeds aan dit af. Want ons luister nie wanneer U praat nie. Daarom vra ek vandag vir U, Here, stuur ons na Ninive. En wanneer U vir ons die opdrag gee, moenie ophou vir ons sê, wanneer gaan ons hier, wanneer gaan ons hier, Here, laat hierdie walvis wat ons ingesluk het, ons uitspieg, Here, maar wanneer ons gehoorsaam is aan U roepstem. Here, want dit is tyd dat ons begin luister, wanneer U met ons praat. U het nou al soveel keer gehoorsaam aan ons gewees, Here. Is dit nie nou tyd dat ons gehoorsaam aan U moet wees, die koning Jesus? Here, seën ons deur hierdie dag, behoed en bespaar ons, lei ons, Here. En help ons om gehoorsaam te wees. Here, ek maak ons toe onder U bloed, en ek seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Dis my gebed vandag aan koning Jesus. Amen en amen. My boetie, my sissa, hoor wat sê Jesus, gaan na die stad, na Ninive, en gaan verkondig my woord. Hy praat nou al die 6ste maal met my en jou. Ek lief julle baie.